vanoggend so 'n bietjie ietsie anders. Ek gaan 'n gesprek doen tussen my en 3 antieke wysgeere. Die eerste een is Paulus, nie baie verduideliking nodig oor wie hy is vir ons nie. Die tweede een is 'n boeddhistiese monnik en die derde een is 'n Vedantiese filosoof uit Indië. So my vraag is, wat sou gebeur as ek kon tee drink saam met 3 antieke geestelike leiers? En hierdie gesprek gaan oor eenheid, oor identiteit en begeerte. En die gesprek is nie ernstig nie. So julle moet dit met bietjie van 'n tong in die kies ontvang vanoggend. Ek probeer swaar goed verpak op 'n manier wat lig is, wat ook baie gekondenseer is, so jy moet mooi luister tussen die lyne vir wat ek probeer sê. Ek het onlangs 'n droom gehad. Of was dit die bietjie te veel rooibostee voor slaaptyd? In hierdie droom sit ek toe aan 'n ronde tafel saam met 3 groot geeste: 'n Christelike apostel, 'n boeddhistiese monnik en 'n Indiese filosoof uit 'n tyd toe jy nog 'n jakkals met 'n fluit kon verdryf. My gaste was Paulus, die apostel wat halfpad deur sy lewe 'n radikale ommekeer gemaak het van vervolger na prediker. En dan 'n monnik wat soos die Boeddha na 'n ontbyt onder 'n boom eendag besef het dat begeerte die wortel van alle lyding is. En 'n Vedantiese filosoof uit antieke Indië wat, as jy sy geskrifte lees, letterlik mense se koppe laat sing van die metafisika. Dis 'n gesprek wat begin het met 'n beleefde groet en geëindig het in 'n ewige debat oor identiteit, begeerte en of daar iets soos ons en hulle behoort te wees. Ons sit onder 'n boom, natuurlik, want antieke wyses het nooit in ligversorgde koffiewinkels gesit en kuier nie. En ek begin ons gesprek so: Here, terwyl julle 3 nou my gaste is hier in 2025, help my asseblief verstaan. Hoekom het julle almal so met nadruk op eenheid gefokus? Asof ons almal dieselfde is, terwyl ek vandag met 'n gesigmasker, 'n digitale identiteit en 4 verskillende persoonlikhede op Instagram en Facebook leef. Dit kom van Paulus. In Christus is daar nie meer Jood of Griek, slaaf, vry, man of vrou nie. Ons is almal een. Ons het in 'n tyd geleef toe gelowiges vervolg is. Die wêreld was wreed, Romeinse martelaarskappe, vervolgings, verdeeldheid. Ons het eenheid beklemtoon omdat dit oorlewing beteken het. As julle nie as broers lief is nie, sterf julle as vyande. Ek antwoord hom reg so, maar in 2025 voel dit soms asof ons eenheid moet uitroep. Eenheid, 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 net sodat niemand op Twitter moet aanstoot neem nie. Ek meen, jy kan nie eers sê ek hou van melk, sonder dat iemand anders vra, is jy dan teen amandelmelk nie? Die boeddhistiese monnik het lang, rustig stil geluister. En voordat enige een van ons kon inval, het hy gesê, ek het in die tyd van Siddhartha Gautama geleef. Mense het hulle identifiseer met hulle kastes, hulle status, hulle verlange. Boeddha het gesê, laat gaan die ek. Dan ontkom jy aan lyding. Dus eenheid, pleks van klasse en onderskeid. Maar dis die soort eenheid wat kom as jy self oorkom. Daar is geen self nie. Die ek is 'n verganklike kombinasie van komponente. Die 5 skandhas. Jy het 'n liggaam, jy het sensoriese belewennisse, jy het herkenning, jy kan 'n etiket plak wanneer jy 'n amandel eet. Jy het ook samskara, dis al jou dryfvere. Al die wilshoudings in jou
En dan is jy bewussyn. As jy dink daar is 'n aparte ek of hulle, dan ly jy. Ja, dis mooi sê ek, maar vandag is daar 'n industrie van miljarde rande gebou rondom wees jouself. Ons vestig ons identiteite in wolkberging. Ons ontwerp ons unieke handelsmerke voor ons eers mooi weet wie ons is. Dis bykans 'n saak van oorlewing. Jy het onder 'n boom gaan sit en geword wie jy is, sonder 'n TED-praatjie of 'n LinkedIn profiel. En jy het dit gesê in 'n tyd waar mense geglo het, jou karma bind jou aan jou kaste vas. Jy het eintlik 'n revolusionêre geestelike gelykheidsboodskap gebring, dat almal verligting kan bereik en nie net priesters nie. Vir ons gaan wees jouself en onderskeid oor hoe ek my staanplek in die wêreld kry en my brood op die tafel. Die Indiese filosoof het vir die eerste maal gepraat. Die hele wêreld is Brahman. Die een wat ek self ken, ken alles. Diversiteit is net Maya, verskyning. Daar is net een realiteit. In my tyd, lank voor Gandhi, het ons in mytes en metafore geleef. Die wêreld is 'n dans van Shiva. Baie vorms, een wese. Jy kon dus duisende gode hê, maar almal was deel van die een. Verskille was nie 'n bedreiging nie. Dit was 'n simfonie. Dis pragtig, sê ek. Maar ek wil graag weet, as ons sê almal is een, waarom voel dit party dae asof ek die enigste een is wat die verkeer verstaan? Jou tyd was vol rituele en offers. Daarom het jy gesê, die waarheid is nie daar buite nie, maar binne in jou. Maar in my wêreld is verskille nie net metaforiese verskyningsvorme nie. Dis politieke realiteite, kulturele identiteite, traumas en stories. Die probleem is, as ek sê ons is almal een, klink ek vandag wys. Maar as ek nie erken wie mense is in hulle unieke verhale nie, voel hulle onsigbaar. Eenheid sonder diversiteit is 'n dooie konsep. En diversiteit sonder 'n gevoel van verbondenheid word tribalisme. Die balans is net nie eenvoudig nie. Ek was een keer by 'n intergeloofsbyeenkoms. Een man het gesê, ek glo in een waarheid. 'n Ander het gesê, ek glo in meervoudige waarhede. 'n Vriend van my, wat pas sy dogma in twyfel begin trek het, het gesê, ek glo ek moet dalk weer kerk toe gaan, julle laat my kop raas. Maar dis, jy's die punt. Kan 'n mens verskille eer sonder om verdeeld te wees? Ek dink so. Maar dit vra iets van ons. Eerlikheid oor verskillende kontekste, met gevolglike verskillende invalshoeke, en nuanceverskille sonder verknogtheid en sonder oordeel. Maar terug na die gesprek. Ek het ook 'n tweede vraag. Wie is ek nou eintlik? My Facebook sê iets anders as my innerlike kind. My terapeute sê ek is gekondisioneer. Julle sê almal verloon jou identiteit, ontdek jou ware self. Maar hoe weet ek dit is nie net weer 'n ander identiteit nie? Sou ek daardie identiteit vind, moet ek dit ook tweet? Paulus was geïrriteerd. Jy is nie meer wie jy was nie. Jy is 'n nuwe skepping. Jou identiteit is in Christus. Die ou dinge het verbygegaan. Jou identiteit, my vriend, is wie jy is in Christus. Jy is nie net jou naam of jou werk nie. Jy's geliefd, herskep en geroep. Ja, sê ek, maar jy het daardie woorde geskryf as iemand wat homself moes vergewe vir sy verlede, 'n verlede van moord. Jy het 'n radikale nuwe self geskep. Een wat nie gebonde is aan jou verlede nie. Jy het gesê, identiteit is iets wat jy ontvang, nie iets waaraan jy bou nie, want jou bouwerk was nogal lelik, nie waar nie?
Maar ek hoor jou. Maar in die werklikheid is identiteit so vloeibaar soos 'n slak in 'n oliepan. Vandag is ek. Môre identifiseer ek dalk as 'n koffiebeker met eco-conscious tendencies. Die Boeddha sig van die vloer op. Die probleem is dat jy sien identiteit as iets wat jy moet bære en beskerm. Maar wat as identiteit soos klere iets is wat jy aantrek, maar nie is nie? Daar is geen permanente self nie. Elke gevoel, elke gedagte, elke beeld van jouself is verbygaande. Laat dit gaan. Sjoe, sê ek, dans my hele klereklas vol misverstande. Maar op 'n ernstige noot, ek hoor jou, maar as ek alles laat gaan, wie bel my ma op Moedersdag? Wie werk dan nog Maandag? Jou leer was 'n antwoord op 'n samelewing wat vasgevang was in klasseverskille en egos. Jy het mense daarvan bevry, want mense het geglo dat karma hulle vir ewig aan daardie identiteit vasmaak. Maar tans is die wêreld vol expats en mense wat soek na vastigheid, iets om op te bou ter wille van die vele bedreigende veranderings. In ons tradisie leer ons, kom dit van die Indiese wysgeer. Atman is nie jou ego nie. Jou ware self is nie jou geskiedenis of jou gedagtes nie. Jy is die waarnemer agter die gedagtes. Die self, die Atman, is dit wat jy nie sien nie, nie hoor nie, of dink nie. Dit is die getuie, stil, maar allesomvattend. Dis diep, sê ek. Maar in 2025 voel dit soms of almal probeer vind wie hulle is met dieselfde aanhalings van Pinterest. 'n Vriendin het probeer mediteer, maar toe vra sy haarself af, wie probeer nou eintlik mediteer? Ek bevind my gereeld in gesprekke waarin mense hieroor pyns. Almal wil graag hulle ware self ontdek. 'n Man het onlangs skertsend aan my gesê, ek voel ek is 'n eekoring. Ek het gevra, is dit metafories? Sy antwoord was, nee, ek het al 'n boom probeer klim. Identiteit is belangrik, maar as ons vasval in 'n idee oor onsself, mis ons dalk wie ons nog kan word. Ons tyd vra vir 'n ander benadering. Identiteit is nie vir ons net ego nie. Dis ook politieke, sosiale en ekonomiese bemagtiging. Maar as ons daaraan te vasknoop, word dit inderdaad 'n nuwe tronk. Soek 'n identiteit wat beweeglik is, gewortel, maar nie in yster gegiet nie. Nou vir die laaste een. Begeerte. Julle het baie te sê daaroor. Maar hoor my uit. Ek begeer nie net materiële dinge nie. Ek begeer betekenis, liefde, koffie voor 9 uur. Kan 'n mens begeer sonder om jou siel te verloor? Is begeerte altyd sleg? Paulus het onmiddellik ingespring. Begeerte is nie verkeerd nie, maar dit moet gerig wees op God. Begeertes wat jou van God wegtrek, is gevaarlik. Die vlees begeer altyd teen die gees. Die Boeddhis het hom geskok aangekyk en rustig oorgekom. Ons het geleer, begeerte is die wortel van alle lyding. Begeer iets wat jy nie kry nie, en jy ly. Of jy kry dit, en jy verloor dit, en jy ly. Begeerte is die oorsaak van alle lyding. Ontwaking kom wanneer begeerte eindig. Maar jy het begeer om nie meer te begeer nie, sê ek. Is dit nie self 'n begeerte nie? Jou wêreld het probeer sin maak van lyding. Jy het gesê, moenie veg nie, moenie vlug nie, verstaan dit wat jy begeer. Vandag sê Instagram, volg jou hart, al sou dit 'n ander persoon tweede stel. Jy sê, laat jou ego se drome vaar. In my tyd is basiese begeertes die wêreldekonomie. Almal verkoop iets wat jy
moet wil hê. Al is dit ook net 'n inner peace kursus teen R799 deur 'n guru verpak. Die Indiese filosoof kyk glad nie geamuseerd nie na my. Begeerte is energie. Dit moet nie net onbeheerst wees nie. In Dharma is daar plek vir begeerte, maar met wysheid en aanvaarding van verganklikheid. O, sê ek, so begeerte is soos 'n vuur, dis warm en nuttig, of vernietigend. Het hang af of jy die vleis braai of die huis aan die brand steek. Jy het jou wêreld geskok deur te sê dat selfs rituele jou nie sal red nie. Jy het begeerte gesien as 'n afleiding van die werklikheid. Maar my vriende en ek wil nie in 2025 so los van die aardse lewe leef nie. Ons wil ervaar, ons wil lief hê, ons wil dans, ons wil droom. Ons wil nie 'n lewe sonder begeerte leef nie. Ons wil met begeerte leef, maar een wat nie van slawerny getuig nie. Begeerte wat gebalanseerd is. Begeerte met bewustheid. Nie net ek wil hê nie, maar ook waarom wil ek hê? En wat gebeur as ek kry wat ek wil hê? Dis wat ek jou hoor sê, nie waar nie? Toe hierdie gesprek klaar is in my droom het ons almal net stil gesit en ek het besef, ek het geen finale antwoorde by my 3 gaste gekry nie. Maar ek het iets belangrik geleer. Die antieke wyshede het ontstaan in ander tye met ander kontekstuele vraagstukke as ons in vandag. Hulle het akkuraat met enorme diepte gepraat oor identiteit, begeerte, lyding, skeiding en sin, maar altyd binne hulle eie konteks. Ons wêreld het nie slegs bykomende nuwe insigte nie, maar ook eie tydse problematiek waarvan hulle nie geweet het nie. Ons wêreld en ons kennis lyk anders as hulle sinne. Ons het sielkunde, insigte oor trauma, oor gemeenskappe, oor neurobiologie, maar ons sukkel nog steeds met dieselfde vraag. Wie is ek? Waar pas ek in? Wat mag ek begeer? En nog belangriker, hoe leef ek saam met ander wat nie soos ek is nie? Die pad vorentoe is nie om of oud of nuut te kies nie. Dis om met beide te leef. Wysheid en varsheid. Tradisies en vernuwing. Eenheid en diversiteit. Stilte en humor. Boeddha en koffie. Al kom hierdie 3 groot geeste uit verskillende wêrelde, het hulle iets in gemeen. Hulle het vanuit hulle wêreldse konteks, waar oorlewing, oorgawe, bevryding, innerlike vrede eerste prioriteit was. Ons wêreld vandag vra dieselfde vraag, maar ons konteks verskil. Ons sukkel met balans tussen een wees en eerlik wees oor waar ons verskil. Tussen identiteit en oopheid vir identiteitsverskywings en wisseling. Want waarby identiteit bedreig word, wil ek net vasklou. Tussen persoonlike drome, begeerte en beheer. Gelukkig het ons vandag ander gereedskap en hoef ons nie slegs op die antwoorde wat vanuit geestelike geskrifte kom, ons te verlaat nie. Ons het sielkunde, ons het neurowetenskap, ons het trauma-insette, ons het keuses wat daardie mense nie gehad het nie. So ek vra nie meer net, wat sê die wyses van ouds nie. Ek vra ook, wat sou hulle sê as hulle nou hier was? In 'n wêreld van oorstimulasie, keusefoosheid en meditatiewe YouTube-kanale met advertensies tussenin. En dalk, net dalk sou hulle glimlag en sê, jene, julle het vervreemd geraak van die eenvoud van mens wees. Maar julle het alles in julle om dit weer te ontdek.
My 3 vrae aan julle vanoggend Renaissance is dit: in watter areas van jou lewe is jy dalk vandag bang om van mense te verskil? En boet jy jou eie uniekheid in? En waarom? Waarom konformeer jy? Die tweede vraag is, watter identiteit het dalk al te swaar begin raak om ten alle koste in jou lewe nog steeds gedra te word? Daai wie ek is, dien hy my? Of is dit dalk tyd vir 'n verskywing na 'n ander identiteit? En die derde vraag is, watter begeertes wat jy nou in jou het, dien jou lewe? En watter het beheer oor jou en getuig van effense obsessies en innerlike dwangmatigheid? Dit was vanoggend my storie.